Herstelde huweliksgetuienis. My ex is nou my man en ons is so gelukkig. Jennifer, hoe het jou herstel eintlik begin? Loof U my geliefde, omdat U my so lief het en my geleer het wat dit beteken om lief te hê en liefgehet te word. Ek was 10 jaar getroud met 'n ander man, het 'n dogter gehad en was 'n dwaas. Ek het toegelaat dat woede en onrus my hart oorneem en ons is uitmekaar. Ek is geskei en het my lewe gaan leef. Ek moet noem dat ek verskeie ander kerels gehad het. Ongeveer 4 jaar later het ek iemand ontmoet wat baie jonger as ek was. Ons het by mekaar betrokke geraak en kort voor lank het ons saam gewoon. Ons het saam baie dinge deurgemaak en sodat elkeen van die lesers die krag van God in my lewe kan verstaan, sal ek bietjie meer deel. Hy was 'n jong man, vol drome en wat uit 'n lewe vol probleme gekom het. Betrokke was by dwelms en het 'n meisie swanger gemaak in sy tienerjare toe ek hom ontmoet het. Hy was op die punt om 'n pa te word, maar alhoewel die ouderdomsverskil geen struikelblok was nie. Ek het gewerk en geswat, het dinge met hom by die huis wat die lewe van 'n jong man geleef het, vinnig begin uitrafel. Omdat ek ouer was en alreeds getroud was ek natuurlik arrogant. Ek het hom baie verneder, veral toe ek ontdek het dat hy ontrou was aan my. Omdat hy 'n kind was, het ek dwaaslik gedink ek is in beheer van die situasie. Dit het net erger geword. Ek kon dit nie verdra nie en het hom uit my huis geskop. Toe gebeur die ondenkbare. 'n Paar maande nadat hy uitgetrek het en ek van hom ontslae wou wees, het ek uitgevind ek is swanger. Toe ek vir hom sê dat hy kan terugkom, wou hy nie, want hy het gesê dat hy by 'n meisie van sy ouderdom betrokke was en gelukkig was. Dit was toe dat dit my tref en ek besef het ek het alles verkeerd gedoen in my eerste huwelik. Hierdie man het verskeie kere teruggekom, net om weer weg te loop as ek hom weer en weer uitgeskop het. Gedurende hierdie tydperk is ons dogter gebore. Alleen het ek in wanhoop gehuil. Jennifer, hoe het jou situasie verander, terwyl jy hom van harte gesoek het? Op 'n dag het iemand my wanhoop gesien en vir my die skakel na uiteindelikhoop.com gestuur. Die oomblik wat ek die webwerf besoek het, het ek alles wat ek kon ondersoek en verslind. Ek het die boek, Hoe God jou huwelik kan en sal herstel, bestel. Prys die Here en halleluja, uiteindelik die waarheid wat ek gesoek het. Daardie boek en hierdie bediening het my lewe verander. Eer aan God. Ek was al reeds 'n evangeliese gelowige. Ek weet dit is moeilik om te glo. Ek is selfs gedoop, maar ek het nog nooit die weë van die Here geken of geleer nie. Ek het altyd God in my hart gehad. Ek het gebid, was deel van 'n gebedsketting, maar niks het my 'n verhouding met hom gegee nie. Die vrugte van my lewe was partytjies, dans en drink, maar niemand het iets gesê of my in die regte rigting na die waarheid gewys nie, na hom toe. Vanaf die oomblik wat ek die kursusse begin volg het, op die heel eerste dag, het ek ontdek dat ek 'n dwaase, omstrede en twisgierige vrou was en het besluit om my lewe aan God oor te gee. Halleluja! Ek wou verander. Ek wou aan God versoen wees, maar ek het nie geweet hoe nie. Sedert daardie dag het ek ongelooflike tye saam met my geliefde deurgebring, in die lieflikste tye van nabyheid, terwyl hy my siel gereinig het. Jennifer, watter beginsels uit God se woord, of deur ons hulpbronne, het die Here jou tydens hierdie beproewing geleer? Die Here het my geleer dat ek hom eerstens moet lief hê, om niemand anders meer lief te hê as wat ek hom lief het nie. Volgende, om hom eers te soek, om niemand se hulp te vra nie. Hy het my geleer om die Bybel te lees, om vreugde in sy wet te vind, sy wil te doen
en hy gaan voort om my elke dag te leer. Ek het geleer dat ek nie God se leringe hoef te probeer memoriseer nie. Die verse wat vir my die meeste beteken het en ek vinnig in my Bybel gemerk het en toe op 3x5 kaarte geskryf het om die hele dag deur by my te dra en te lees. Dit is ongelooflik hoe my gedagtes en besluite gebaseer is op die woord van die Here. Jennifer, wat was die moeilikste tye waardeur God jou gehelp het? Ek het verskeie kere by die voete van my geliefde gehuil, maar toe ek agterkom dat my dogter se pa uitgaan en ek op Facebook gaan kyk het na die vrou se profiel, het ek daardie aand baie gehuil. Maar dit is toe dat die Here met my gepraat het oor my eerste huwelik en ek het aan my ex gedink. Ek het gehoor dat hy nooit weer getroud was nie, maar ek het geen idee gehad waar hy was nie en was seker dat hy niks met my te doen wou hê nie. Jennifer, wat was die keerpunt van jou herstel? Van die begin af het ek probeer om die beginsels van laat gaan toe te pas, maar dit was nie maklik nie. Ek het nog steeds agter my kerel aangehardloop, al wou ek nie. Maar die oomblik toe die Here my oë oopgemaak het en my hart na my gewese man begin draai het, was dit maklik om te laat gaan. Daarom het ek God gesoek om my eerste huwelik te herstel. Ek was nie seker of hy wou nie, maar ek het geweet dat niks by hom onmoontlik was nie. Ek het hom gevra of hy my verhouding met my dogter se pa wil herstel. Ek was oop vir sy plan. Ek moes net fokus op my verhouding met hom en dinge laat gebeur. Jennifer, vertel ons hoe dit gebeur het. Het jou man net by die voordeur ingestap? Jennifer, het jy vermoed of kon jy sien dat jy naby aan herstel was? Op 'n dag terwyl ek een liefdesliedjie oor en oor vir hom gesing het ek 'n SMS gekry van iemand wat ek nie herken het nie. Dit was van my ex. Hy het gevra of ons kan ontmoet. Ek het ja gesê en die volgende dag het ek hom by ons gunsteling burgerplek ontmoet. My hart het so vinnig geklop dat ek gevoel het ek gaan flou word. Maar toe hoor ek die Here fluister, vertrou net op my, en toe begin 'n vloed van verse deur my gedagtes stroom en in my hart vestig. Dit het alles so onmoontlik gelyk. Ek het altyd 'n sekerheid gevoel dat niks onmoontlik is nie. Maar dit, my getuienis is nie soos enige van die ander getuienisse wat ek al gelees het nie. Niemand se net soos myne gelyk nie. Maar God het heeltyd met my hart gepraat, sodat ek nie opgegee het nie en hom vertrou het. My ex is nou my man en ons is so gelukkig. Ons verduur die storms van die lewe saam as 'n gesin. Alhoewel ek nie gedink het dat dit moontlik was dat my lewe sou uitwerk nie, het dit wel gebeur. Ek was nie die enigste een met 'n kind nie. My man het ook 'n kind gehad, 'n dogter, wat dieselfde ouderdom as my dogter is. Ons is mede-ouers, maar dit is altyd 'n uitdaging om met oplossings vorendag te kom, om die een na die ander saak te hanteer. Maar dit werk ten goeie vir ons uit, omdat dit beteken ons moet in sy woord bly en elkeen van sy beginsels uitleef. Jennifer, sal jy enige van ons hulpbronne aanbeveel wat jou gehelp het? Ja, al die RMI hulpbronne, lees dit. Soek God eerste, maar verslind alles. Lees die Bybel, die boeke, neem die kursusse, lees die hele bladsy op elkeen van hulle webwerwe, alles. Hulle is almal gebaseer op die waarheid in God se woord. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak, net soos hy my vrygemaak het. Halleluja. Jennifer, sal jy belangstel om ander vroue aan te moedig? Ja, natuurlik. Hoe dit ook al sy, Jennifer, met watter aanmoediging sal jy vroue ten slotte wil laat? Hoe kan ek moontlik begin? Eerstens, moenie opgee om sy plan vir jou lewe na te jaag nie. In my geval het dit so heeltemal onmoontlik gelyk.
Ek het nooit gedink dat my geliefde, my voormalige man, vir my sou teruggee nie. Of 'n ander dogter, wat ek kan lief hê as my eie nie. Al lyk dit ondraaglik, kyk na God, wees lief vir hom soos 'n minnaar. Praat met hom, hou hom styf vas en laat hom nooit los nie. God sal jou die oorwinning gee. Ek loof God vir alles. As dit nie vir hom in my lewe was nie, sou ek steeds niks gewees het nie. 'n Lewe van sonde en wanhoop geleef het. Ek loof God vir die lewe van Erin, vir haar gesin en al die sendelinge wat by hierdie webwerf laat werk.